Goeiedag luisteraars. Ek groet u in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou. Dis weer 'n wonderlike voorreg om saam met u te kan kom deel rondom die woord van die Here. Ek wil onmiddellik vir u vra dat ons net na Psalm 62 gaan, vanaf versie 2. Die Bybel lees soos volg daar: Ja, my siel is stil tot God. Van hom is my heil. Dan sê hy verder vir ons in versie 6, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Amen, dierbares, kom ons sluit ons oë. Vader, ek dank u vir u liefde, u genade en u getrouheid. Ek dank u, Here, dat u altyd, Hemelse Vader, Here, wonderbaar is, dat u altyd daar is, Here, om deur te breek, my God, in elke situasie wat ons as mens onsself vind. Ek bid in die naam van Jesus Christus, dat hierdie boodskap elke oor sal bereik, Here, en elke liggaam, Here, sal opbou, my koning, hulle wat neergebroken is, my Vader, Here, hulle wat moedeloos is vandag. Ek bid dat u hulle sal herstel, my koning, dat u hulle sal optel deur die krag van die Heilige Gees, in Jesus heilige naam. Amen. Liewe luisteraars, ek wil vandag met u deel uit hierdie gedeelte Psalm 62, waar ek nou so pas hierdie versies vir u gelees het, wil ek graag met u praat oor stilte, om stil te wees. Ek dink dis in Jesaja 30, versie 15, waar hy sê, om in stil te wees en te vertrou lê ons krag. Amen. Ek het vir hierdie tyd besef hoe belangrik dit is vir ek en vir u, wanneer dinge baie moeilik gaan en wanneer daar baie omstandighede en deurmekaarheid in die wêreld is, hoe belangrik dit is dat ek en u moet stil word. Een ding wat ek opgelet het in hierdie tyd is dat die Here verwelkom stilte. Dis die rede hoekom Jesus Christus elke keer wanneer hy die evangelie verkondig het en wonders verrig het in die naam van die Vader, het hy altyd na 'n tyd eenkant gegaan in afsondering en met die Vader gekommunikeer. Hier leer die Bybel vir ons in Psalm 62 versie 2 sê Dawid vir ons, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Want Dawid weet wat die Here in staat is om te doen. Vandag sit u daar voor die televisie en u kyk hierdie program. Mag God vir u seën wat vandag kyk na hierdie program en luister na hierdie boodskap. Mag God vir u vandag versterk. Mag die Here gee dat u vandag uit daardie omstandighede en situasie kom waarin u sit. Vandag is die lewe so deurmekaar dat ons baie maal ook maar aangaan en kyk waar ons 'n uitweg kan kry wanneer ons in situasies sit, wanneer ons in probleme sit, wanneer ons nie weet watter kant toe nie, dan hardloop ons rond. Maar die Bybel leer my vandag dat Dawid sê hierso, hy sê dat hy sê, ja, my siel is stil tot God, van in hom is my heil, sê Dawid. Dawid sê, in hom is my heil. Hy sê vir ons mooi in versie 6, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Hy sê sy heil is nie net alleen in God nie, maar sy verwagting is in God, wanneer hy stil is, dat sy siel net stil is. Dierbares, jy weet, in baie gevalle kry ons deur die tye, wanneer ons in situasies beland waar mense ons aanval, waar mense dinge sê wat nie waar is nie, waar ons lewe in tye waar mense mekaar oordeel, waar mense mekaar seermaak met woorde, en baie maal voel ek en u, ons moet vir onsself opstaan, ons moet iets sê, ons moet onsself verdedig, en dan veroorsaak dit net meer konflik wanneer ons monde oopmaak en onsself probeer verdedig, dan veroorsaak dit, dan maak dit die probleem net groter, of dit maak die mense wat jou judge of verkeerd teenoor jou verkeerde dinge teenoor ons uitspreek, dat dit net meer groter word.
want ons probeer onsself verdedig, maar die Bybel leer my hier, waar Dawid self in 'n situasie sit, maar hy sê, hy sal stil word in sy siel. Hy sê sy verwagting is van die Here. Hy sê sy heil is in God. Vandag wil ek met u praat oor hoe belangrik dit is om stil te wees, dierbares. Ek het opgelet dat wanneer 'n mens in die lewe ek leer dat ons ken ook die woorde wat sê, moet nie vuur, ons moet nie vuur met vuur baklei nie. Die Bybel leer ook vir ons dat wanneer iemand jou op die een wang klap, dan moet jy die ander wang gee. En dit is die dinge wat die Bybel van praat. Maar ek wil vandag vir u sê, ek het 'n fisiese ondervinding van wat stilte in Christus in ons lewens kan doen. Wanneer ons vrede in die Here het en wanneer ons stil word in die Here, dan sal u besef en sien wat die Here in staat is om te kan doen. Jy sien, ek het gekom by 'n plek 'n paar jaar gelede, het ek gewerk in hierdie ambag en as boiler making werk gedoen, geassist en so, en daar kom 'n tyd wat daar 'n man omdat ek veiligheids maatreëlings ook getref het daar, en vir die persoon sê, maar die werk wat hy doen is onveilig, het die persoon ontsteld geword en my begin aanval met woorde en al hierdie dinge. Maar die Here, omdat ek stil geword het die Here ingetree, en die Here stuur mense in my werksplek wat vir my kan verdedig teen hierdie persoon, omdat ek stil geword het en die Here vertrou het, en die Here kon ander mense gebruik om my te verteenwoordig by hierdie persoon. En na 'n paar dae kom daardie persoon terug na my toe en hy vra vir my om verskoning vir die manier hoe dat hy teenoor my opgetree het, want dit wat ek gedoen het was reg. En ek wil vandag vir u sê, baie maal doen u dinge wat reg is, maar dan is daar nog altyd aanvalle teen u. Die Bybel leer vir ons, dis so maklik om verkeerd te doen, maar dit is so swaar om die regte dinge te doen. En daarom moet ek en u vandag verstaan, dis nie verkeerd wanneer ons stil bly nie. Maar ek sê nie dat ons moet ook in so 'n sin stil bly dat ons nou niks doen nie. Wanneer ek en u stil word, moet ons in ons gedagtes, moet ons in ons harte op God vertrou, want hy is ons Vader. Die Bybel sê, Paulus sê, hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Jesus lewe in ek en u, wat hom aangeneem het as ons verlosser, ons saligmaker en ons redder. En omdat hy in ons lewe, moet ons weet dat hy ook ons verdediger is. Die Bybel sê vir ons dat die moment toe Dawid se vyande hom aanval, het God telke male ingegryp en God het Dawid se aanvallers beskaam laat staan. Dieselfde het gebeur met Petrus, dieselfde het gebeur met Paulus, dieselfde het gebeur met Johannes. As ons luister na hulle getuienisse, dan sal ons besef hoe dat God vir hulle ingetree het wanneer die vyande hulle aanval. Amen. Dit maak seer wanneer die wêreld ons aanval. Dit is nie lekker nie, dit voel nie lekker nie, en dit maak ons seer in ons harte. Maar in jare gelede was mense fisies seer gemaak, fisies geslaan, fisies gestenig, omdat hulle die naam van die Here groot maak, omdat hulle in Christus is. Maar die Bybel het my geleer dat elke keer wanneer hulle vir Paulus gemartel het, of geslaan het, of vir Petrus seer gemaak het, dan het God ingegryp, omdat daardie manne in God vertrou het. Die Bybel leer my, terwyl hulle ook in die gevangenis was, Paulus en Silas, terwyl hulle in gevangenis was, het hulle God aangeroep, en God het wonders in hulle lewens kom doen. God het die tronk, die gevangenis se deure oopgemaak. Dit is wat God in staat is om te doen, wanneer ek en u in stilte op die Here vertrou, en God aanroep as ons verlosser en ons saligmaker. Die Here weet waardeur jy vandag gaan. Die Here ken jou situasie, en God weet dat jy nou al alles gedoen wat jy kan doen, om mense te oortuig dat dit nie so is soos wat hulle dink dit is nie. Maar vandag wil ek vir u bemoedig deur te sê, word stil voor die Here Jesus Christus.
ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Vind ek en u wat vandag in deur soveel dinge gaan in die lewe en die lewe is vandag so deur mekaar en mense beroof mekaar, mense beledig mekaar, die wêreld maak seer daar buite, maar wat is ek en u nou in staat om te doen? Ons moet praat soos Dawid praat, deurdat hy sê, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Halleluja, van hom is my heil. Amen. Dawid se verwagting is van die Here sal vir hom deurkom, die Here sal vir hom deurbreek. Jy sien, die Bybel leer of het soveel informasie, soveel krag daar's soveel krag in die woord van God, dat ek en u het nie nodig om vir onsself te stry. Die Bybel sê, wees jy stil en ek sal die stryd vir jou stry. Dis die God wat ek ken, dierbares. Dit is die God waarvan ons lees in die woord. Dit is die God wat nog vandag wonders verrig, dierbares. Ek het so 'n kort getuienis vir u gegee van wat die Here kom doen het, terwyl iemand my probeer aanval het by my werk, maar die Here het deurgekom. Die Here het 'n weg gemaak en die Here het ook 'n verandering in daardie persoon se hart gebring om te kom vra vir om verskoning. Dit is die God wat ons dien, dierbares, omdat God 'n liefdevolle God is, hy's 'n barmhartige God, hy's 'n genadige God, dierbares. Die Here ken ons. Die Bybel sê dat God se gedagtes is nie ons gedagtes nie, sy weë is nie ons weë nie. Die Here ken die gedagtes van die mens, amen, en daarom weet die Here hoe jy voel, hy weet wat jy dink, hy weet wat jou volgende stappe is. Dit is die God wat alles ken en alles weet. Daarom sê hy, ons moet hom ken. Daarom sê die woord van God, dat ons hom moet ken. Daarom besef Dawid dat hy moet stil bly, want daar's niks wat ons voor God kan wegsteek nie, daar's niks wat ons vir God kan vertel wat hy nie al reeds weet nie, maar God verlang van ek en u om in ons stille tyd kontak te maak met hom, te kommunikeer met hom. Dit is die geleentheid wat ons het, wanneer u by u woning is, en daar is 'n stilte, u is alleen dalk in die kamer, of by u werk, daar's alleenheid vir u, 'n tydjie waar u alleen is, moet u gebruik maak van daardie geleentheid, om met die Here te kommunikeer, want hy is die hartekenner, en hy is die niere toetser, en hy is al een wat ons bekommernisse kan wegneem. Hierdie God kan berge versit, maar wanneer ons met God kommunikeer, moet ons ook weet dat ons moet geloof in Christus het, sodat wanneer ons met hom gepraat het of gekommunikeer het oor wat ook al ons met hom wil praat, dan sal die Here 'n antwoord gee. Maar God se antwoorde kom nie altyd die moment wanneer ek en u met hom kommunikeer in stilte nie. Soms sal ons niks hoor nie, soms sal daar dalk nie 'n antwoord wees nie, maar daarom moet ons vertroue volkome in die Here Jesus Christus plaas, wanneer ons in stilte is. U sien, baie maal, wanneer ons met mense praat oor ons probleme of situasies, met vriende of familielede vir wie ons vertrou, dan het hulle altyd dalk iets om te sê, om vir ons 'n bietjie advice te gee, maar dis anders by God. Wanneer ons met God praat in stilte, en dan wil dit nie sê dat God sal altyd sommer 'n antwoord teruggee nie, om vir ons nou 'n oplossing te gee nie, maar gedurende die tyd, wanneer ons klaar met God gekommunikeer het, en gedurende die tyd wat ons aangaan in die lewe, sal God vir ons beantwoord, of hy sal vir ons 'n weg maak, of jy sal voel dat daardie druk wat op jou was, daardie negatiewe woorde wat na jou toe gepraat word, dit vind nie meer plaas nie, die druk is nie meer daar nie, dinge is vir jou ligter. Van wanneer ons die waarheid ken, dan maak die waarheid vir ek en vir u vry. So ons moet weet wie ons in Christus is, ons moet ons God ken. As ons sê ons is kinders van God, dan moet ons die Here van die leerskare ken. Die Bybel sê, terwyl Job op die ashoop gesit het sy vriende gekom, en hulle het baie dinge na hom gesê. Die Bybel sê, maar Job het stil geword. Die Bybel sê ook dat Job het 'n paar vrae gevra vir God, maar God het vir Job gevra, waar was jy toe ek die fondasies van die aarde gelê het? En daar het Job gesê, nou sal ek stil bly. Amen. Daar het Job besef,
nou gaan hy stil bly, van hy kan nie vir God antwoord op die vraag wat God vir hom vra nie. God het nie nodig om vir ek en vir u 'n antwoord te gee op elke probleem of elke vraag wat ons vir hom het nie, maar dis belangrik om te weet dat ons kan in enige tyd in stilte na die Here toe gaan. Die Bybel leer ons ook dat daar was 'n tyd wat daar 'n storm op die see was, wat die disippels van die Here bevrees geword het en Jesus Christus het geslaap. Die Bybel sê maar hulle het hom wakker kom maak en Jesus se antwoord aan hulle was julle klein gelowiges. En Jesus het die wind en die waters aangespreek en dit het stil geword. God neem stilte aan. God versoek van ons om in stilte na hom toe te kom. Die Bybel leer ons ook toe Elia gevlug het. Die Bybel sê dat God was nie in die vuur nie, hy was nie in die aardbewing nie, maar daar was 'n sagte stem, 'n gesuis en 'n sagte wind. En daartoe het Elia uitgegaan en geluister na wat God vir hom te sê het. Dit is die God dierbares wat ons dien, 'n lieflike God wat ons dien. En vandag het ek en u 'n voorspraak, vandag het ek en u die reg om enige tyd na God te gaan en hom aan te roep deur middel van die Seun Jesus Christus wat sy lewe vir ons opgeoffer het en wat vandag in ons kom woon het omdat ons hom aangeneem het as ons persoonlike saligmaker en verlosser. Jesus is die oplossing in ons stilte. Jesus is die oplossing wanneer daar storms is, as hy die een wat stilte kan bring, maar hy is ook die een wat vir ons kan help en na ons luister wanneer ons in stilte na hom uitroep. Dit is ons God wat wonders kan verrig, dierbares. Vandag sit u daar en u het gewonder, hoe gaan ek uit hierdie dinge uitkom? Ek het nou al alles probeer uit myself uit, maar vandag wil ek vir u sê, wees stil en laat God die stryd vir u stry. In stilte lê jou krag, dierbare. In stilte mamma, in stilte papa, in stilte jong man, jong dogter, in stilte lê jou krag. Dalk, halleluja, as julle huwelik gebroken en dinge is deur mekaar en jy en jou eggenoot veg met mekaar en julle staan dalk op die drempel om te skei, maar ek wil julle vandag bemoedig deur te sê, in stilte wees, lê julle krag, word stil en roep die Here aan in daardie stilte en God sal voorsien. Dalk as jy baie siek en omstandighede druk jou van so 'n aard, dat jy dalk op sterfte lê, of dat die dokter jou dalk negatiewe nuus gegee het en gesê het, maar die siekte sal lei tot die dood, maar ek wil jou vandag sê, moenie te veel rond gaan vra en te veel praat oor dit nie, maar vertrou op die Here in jou stilte. Die Bybel sê, toe Hiskia hoor dat hy gaan sterwe, toe hy sy aangesig na die muur gedraai en hy het met God gepraat. Hy het in stilte na God verkeer, sodat God vir hom die oplossing gegee het. En God het hom nog 15 jaar in sy lewe bygevoeg, dierbare. Ek wil u sterk vandag bemoedig, maak stilte jou krag en vertrou die Here in jou stilte. Mag die Here u seën. Ek wil saam met u bid vandag. Vader, dis in die magtige naam van Jesus Christus, wat ek bid, Here van die leerskare, dat u voorsiening sal maak, Here, aan elkeen wat vandag, Here, 'n deur mekaar lewe het, 'n moeilike tyd het, Here, om stil te kan word. Ja, mense, Here Jesus Christus, wat baie besig is, Here, wat op en af is, my God, Here, gee daardie mense die krag, die vermoëns, Here, om vandag stil te word en u te ken, Here, in hulle stilte, sodat u, Hemelse Vader, hulle heil kan wees, en dat dit wat hulle verlang om te gebeur, Here, die positiewe dinge, die goeie dinge, dat dit vir hulle, Hemelse Vader, Here, werklikheid sal word. In Jesus Christus naam, seën dan nou elke luisteraar, elke kyker, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.